welkom terug. Onthou, IFSA spesialiseer in alternatiewe batebestuur met 'n reeks beleggingsopsies vir voor- en na-aftredebeplanning. SMS nou kontak na 48422. Datatariewe geld. Ons het selfs 'n bietjie oor die betaling en toestand van ons huiswerkers in Suid-Afrika en spesifiek met Rolandi Kriel. Sy is die hoofuitvoerende beampte van Sweep South en hulle het ekstensiewe navorsing gedoen oor hierdie onderwerp. Rolandi, goeiemôre, welkom by die Groot Ontbyt. Môre, dankie dat ek hier so is. Nou ja, dis die 8ste jaar dat julle al hierdie navorsing doen of hierdie verslag saamstel. Rolandi, miskien kan jy vir ons net 'n opsomming gee. Wat behels dit en wat was julle bevindinge? Ja, so Sweep South, die platform is 11 jaar terug gestig deur ons stigters en sedertdien het hulle baie werk gedoen in terme van die bevordering van wat ons noem 'n living wage in Suid-Afrika vir huiswerkers. En die navorsing en die verslag gaan baie diep in die industrie in, die huiswerkerindustrie, want wat baie mense nie besef nie is 5% van Suid-Afrikaners word in diens geneem deur huiswerk en 10.5% van vrouens wat werk het, werk deur huiswerk. So dis 'n baie groot industrie en daar word baie min gedoen vir die bevordering van die industrie. So ons doen hierdie navorsing al vir 8 jaar en ons doen dit met die huishoudelike werkers wat op ons platform is. So 30% van die respondente is op ons platform en dan die res is 40% het nog nooit van ons gehoor nie. Hulle weet nie waar die platform gaan nie en die ander 30% was eens op 'n tyd op die platform en hulle het of nou 'n privaat verhouding met 'n gesin en hulle werk 100% privaat of hulle het ander werk soos werk in outhuise, hulle kyk na kinders, bestuur, winkels ensovoorts. Nou, wat my nou nogals van hierdie verslag uitgestaan het, Laurandi, is dat dit is eintlik nogal skokkend om te sien waarmee huiswerkers moet klaarkom, nê. So as ek dit probeer opsom, jy moet my nou reg help, is meeste van hulle kry minder as R4.000 'n maand. Hulle moet sorg vir gemiddeld 4 afhanklikes wat nie noodwendig eers almal hulle kinders is nie. Meeste van hulle is enkelouers en hulle het nie genoeg geld om te spaar of te investeer vir hulle kinders se toekoms nie. Dit het my nogals hard getref. Wat staan vir jou nog uit van die verslag? Ja, so jy is 100% reg. Ek is elke jaar verstom oor die finansiële dissipline wat huiswerkers moet toepas. Meeste van hulle op gemiddeld kom uit met R3.600 'n maand en hulle sit 'n dak oor hulle gesin se koppe. Hulle kan kos op die tafel sit, hulle kan vir data betaal. Hulle baie van hulle betaal ook skoolfonds en die ander kant van die meeste van hulle wat nie kan spaar nie, is daar tog 13% wat geld wegsit vir die toekoms. So daai is 'n baie goeie punt en ek dink dit praat ook baie oor, jy weet, huiswerkers hulle begrotings klop, moet elke maand klop want dit is baie moeilik vir hulle om skuld aan te gaan. En hulle het enorme stres as gevolg van die finansiële druk, nê? Hulle hele wêreld gaan oor, gaan ek genoeg geld maak om vir my kinders te kan klere koop, skoolfonds te betaal en vir almal in my huis kos te kan gee. Dit is alwaar dit vir hulle gaan. Ja, en dit is ook nie 'n consistent inkomste vir hulle nie. So 85% van huiswerkers in Suid-Afrika werk vir 2 tot 3 gesinne 'n week. Net 15% werk voltyds vir een gesin. So die 85% van huiswerkers, hulle verskriklik baie stres oor, is iemand, jy weet, is 'n gesin immigreer, want ons sien baie van die huiswerkers wat hulle werk verloor is of die gesin immigreer of die gesin se finansies self klop nie. Jy weet, die man verloor sy werk of die vrou verloor haar werk. Salarisverhogings in Suid-Afrika is nie wat dit was nie. Dit is die laaste 5 jaar konsekwent onder 5%. So daai tipe druk kom ook op hulle af. So dis nie net hulle eie finansiële druk nie, dis die gesin vir wie hulle werk se finansiële druk waar hulle ook baie stres.
Ja. So ja. Lorandi, miskien net, wat is die minimumloon op die oomblik in Suid-Afrika? En uit julle bevindinge nou, hoeveel van die huiswerkers word daardie minimumloon betaal en selfs meer in persentasie gewys? Ja, so die minimumloon is 'n uurlikse tarief van R28,79. So huiswerkers ingesluit by die minimumloontarief in Maart 2022. So ons het hierdie navorsing en verslag en as ek nou die Engelse woord lobbying gebruik vir baie lank voordat daar momentum gekom het. So hulle het in die eerste 2 jaar het hulle 8% verhogings gekry in terme van minimumloon en hierdie jaar 4,4%. So as ons kyk na die navorsing en ons kyk in die algeheel, ons kyk na gemiddelde maandelikse inkomste, dan het dit vir ons aanvanklik voorgekom dat meeste huiswerkers wel die minimumloon verdien, maar wat ons gesien het is die SweepSource op die Sweep South platform se verdienste beïnvloed die gemiddeld, want die SweepSource op die Sweep South platform verdien 21% bo minimumloon. Dit is 'n beleid wat ons geïmplementeer het van die begin af. So as ons daai verwyder en ons gaan dieper in die data en ons kyk na die eerlikste tarief vir huiswerkers, dan sien ons 39% verdien steeds onder die minimumloon. Jo. Nou, dit is nie net slegte nuus nie, daar is daarom ook hoop in terme van 'n spesifieke bedryf wat groeiend is en wat julle na toe aspireer, waartoe huiswerkers uiteindelik dalk kan gaan om beter geld te kry, om 'n beter kwaliteit lewe in terme van werk te lei, en dit is spesifiek in terme van kindersorg en ouerpleegsorg vir ouer mense in ouertehuise. Vertel ons bietjie daarvan. Ja, ek dink jy weet baie mense sien die sleg uit hierdie verslag oor jy weet hierdie groep mense wat regtig sukkel om uit te kom aan die einde van die maand en of 'n bestaan te maak. Ja, en ek dink mense moet kyk na die hoop. Hierdie is 'n groep mense met ambisie, hulle drome, hulle werk aktief na 'n beter toekoms toe. So een van die dinge wat vir my regtig uitgestaan het is, jy weet 86% van huiswerkers wil 'n formele opleiding hê. Jy weet in 'n beroep wat meer betaal en 30% doen dit reeds self deur jy weet gratis aanlyn kursusse. So hulle is besig om hulle self, hierdie is 'n groep mense wat besig is om hulle self te bemagtig. Hulle wag nie vir ander mense om hulle te help nie. So ons kyk 'n heeltyd omdat ons is 'n impakbesigheid en ons kyk heeltyd na geleenthede vir veral unemployed en underemployed vrouens, want dit is waarop ons fokus en ook nou die jeug, want 50% van ons jeug het nie werk nie en hoe langer hulle sonder werk bly, langer bly hulle agter. So internasionaal groei die sorgbedryf teen 'n baie vinnige spoed. Dis in die triljoene dollars op hierdie stadium en in Suid-Afrika ook, want mense raak ouer. Jy weet, ouers moet altyd werk op hierdie stadium. So iemand moet na die kinders kyk. So ons het hierdie jaar kindersorg en ouersorg op ons platform oopgemaak, want ons het gesien dat baie van ons sweepstars het reeds ouersorg sertifikate en hulle is geakkrediteer. So ons het dit oopgemaak as 'n produk of as 'n diens en ons het baie groot aanvraag vir dit. En ons is tans besig met verskeie ander organisasies, insluitende 'n regering, om te kyk dat ons 'n career path kan bou vir unemployed en underemployed vrouens om in ouer en kindersorg te gaan en dat Suid-Afrika geposisioneer kan raak as die grootste voorsieners van versorgers in die wêreld. Want ons het die arbeid en ons het die probleem in Suid-Afrika dat ons eie ekonomie kan nie absorbeer nie. Lorandi, dit klink absoluut opwindend. Ons is so dankbaar ook uit hierdie verslag dat julle kan sien dat daar hoop is vir die toekoms en dat julle ook daarin, as ek die woord kan gebruik, investeer om 'n verskil te maak in hierdie mense se lewens. Baie dankie vir dit wat julle doen. Dit dan Lorandi Kriel van Sweep South. Bly inskakel. Ons het om 7 uur nuus saam met Suan, maar eers IFSA is die leier in alternatiewe batebestuur met 'n reeks plaaslike en ook internasionale beleggingsinstrumente. SMS die woord kontak na 48422 en onthou data tariewe geld.